dankie. Is dit reg? Nou goeiemôre julle. Is regtig lekker om so saam te kom. Hier by die 14de Junie. En my boodskap wat ek vanoggend met julle wil deel is bietjie persoonlike een nou vir gunsteling een. Ek dink ek het om en by al hierdie boodskap dalk al gepreek, maar ek het Saterdag verjaar. Ek het gister verjaar en die boodskap wat in my hart sloer na die laaste 2 weke se boodskappe oor vreugde, nê, jou fondasie moet in die Here wees. Is hierdie maar basies net nog een van dieselfdes. Dis basies dieselfde ene, maar die manier hoe ek dieselfde boodskap van die laaste 2 weke net weer in julle harte wil indrul is my manier. En my manier is die Bybel, stories. Om die hele Bybel te vat en om so saam te bind en een groot storie te maak van ons het net een storie wat ons vertel. Ons het net een storie. Christene het niks niets wat ons sê nie. Ons vertel dieselfde storie oor en oor en oor. En die Bybel vertel hierdie een groot storie. God het ons lief. En om dit te doen, gaan ek die laaste boek in die Ou Testament, nou ek weet julle sê dis Maleagi, maar Maleagi was die profeet in die tyd van Nehemia. So die geskiedenisboeke eindig in Nehemia, dis die laaste tydperk van die Ou Testament. Dan lees jy maar net 'n klomp konings en profete, en dan eindig dit by die profeet van Nehemia, Maleagi. So die laaste boek in die Ou Testament is Nehemia, en ek gaan na hom kyk, en dan gaan ek na die laaste basies woorde van Moses kyk, die wetgewer, sy laaste woorde kyk, en dan gaan ek ook na die laaste boek in die Nuwe Testament kyk, Openbaring. En ek wil net vir julle sê dat ons het een storie, en dis die mooiste storie, en as jy jou oë van hierdie storie afhaal, kom al jou probleme, kom al jou frustrasies, en al jou tekortkominge, soos 'n golf oor jou gespoel, as jy jou oë afhaal van hierdie een storie. En ek wil hê julle moet dit raak sien in die narratief van die hele Bybel. En dit is vir my so lekker, en so dis my hart, en dis maar hoe ek my Bybel raak sien, en ek wil dit met julle deel, so op my verjaarsdag naweek, want dit is vir my lekker. Nou, Nehemia, wat die som totaal en die einde is van hierdie hele Ou Testament, kom op sy konklusie, wanneer hierdie Israeliete almal nou hierdie straf ontvang het, hulle is in ballingskap, hulle is weggevat, ons gaan nou in Deuteronomium 28 lees, soos Moses voorspel, en vir hulle sê wat wag vir hulle, dis haglik, ons gaan dit nou lekker saam lees, die vieslike gedeeltes, en julle kom terug van ballingskap af, en hulle is in hierdie beloofde land wat God hulle beloof het, julle ken die storie, en Nehemia kom, die wynbeker vas vir die koning, kom al die pad van Babylonie, Persië, daai area af, kom hy terug, en hy kom bou die mure weer om Jerusalem, sodat die tempel daar kan staan, en die Jode 'n plek het om die Here te aanbid, en dat hulle net 'n plekkie het om te sê, God, ons is lief vir U. En hulle kom bou die mure, hulle kom doen dit in rekordtyd, 52 dae. Verskoon my, 52 dae om mure, om die spasie te bou waar die tempel gaan staan. Dis baie goed. En hulle doen dit terwyl die vyande hulle omsingel. Hulle bou met die een hand en het 'n swaard in die ander hand. Van hulle slaap nie eers nie. Terwyl die vyand hulle omsingel, doen hulle dit. En dis nogal 'n storie vir 'n ander dag, maar dis belangrik. Maar hulle doen dit 52 dae, staan die mure. En Nehemia sê die mooi woorde. Hy sê, dis vir my so mooi, hy sê, die krag van Jerusalem is gebou. Nou, dis vir my belangrik, daai woord krag. Die krag van Jerusalem is gebou. Die mure is hulle beskerming teen hulle groot vyand, die Kanaaniete, die mense wat na daai land oorgeneem het, na hulle in ballingskap was. En hy sê, hierdie mure is julle beskerming, dis julle krag. Nou, daai woord krag word vergelyk in Nehemia met mure. My vraag in my preekreeks is, wat is jou mure? Wat is jou krag? Want as jy jou Bybel lees, dan wil God vir jou so help om raak te sien, dat wanneer jy swak is, depressief is, wanneer alles moeilik gaan, dan is dit omdat jou vyande omsingel jou altyd, en jy het mure nodig, jy het jou krag nodig. Jy het nie krag om iets te doen as jou mure plat is nie. Jy kan nie iets doen terwyl die vyand op jou rug ry nie. Dis 'n baie moeilike manier om te leef as jy nie beskerming, beskutting en krag het nie. En daarom as simboliek, julle dis net simboliek, dis skadubeelde, né? As skadubeeld kry ons hierdie boek waar hulle mure bou. En God stel nie belang in mure in Jerusalem nie. Hy het nie eens opgedaag by daai volgende tempel wat hulle gebou het nie. Dit was alles net beeldspraak om vir hulle te sê wat gaan in die volgende boek staan. 'n paar honderd jaar later gaan daar 'n nuwe boek wees, Matteus, en dan gaan julle iets anders raak lees. En hierdie is net om julle te laat verstaan, waar kom julle krag vandaan?
En dis nie mure nie. Vandag nog by die Jode by die fondasie van daai mure. Die krag lê nie in wat jy bou met jou hande nie. Die krag lê in iets anders. En dis wat ek vir julle wil wys. En dit is vir my so mooi. So in Nehemia 8, mure is gebou. Nou kom hulle by mekaar in Nehemia 8. En in Nehemia 8, vir die eerste keer in honderde jare, julle moet dit verstaan. Wees maar met my, jammer, as jy nie gewoond is aan hierdie styl van preek nie, wees maar met my, maar dis maar my hart. Maar na honderde jare sonder God, sonder die Bybel, hulle is in ballingskap. Hulle is in ballingskap omdat hulle lang voor hulle in ballingskap was, God al vergeet het. Hulle het jare en honderde jare laas die Bybel opgetel, honderde jare laas regtig God gesoek met hulle hart, soos ons in hierdie liedjie gesing het, nê. Honderde jare laas. Nou kom Nehemia en die priester Ezra en die profeet Maleagi en almal is bymekaar, God se 3 sterkes, 'n administrateur, 'n priester en 'n profeet, né? Soos 'n koning, 'n profeet en 'n priester, letterlik. Koning, profeet en priester kom bymekaar hierso in die nuwe Jerusalem gedeelte nou, waar hulle nou iets gaan bou. En hulle kom bymekaar om hierdie mense sterk te maak. En in Nehemia 8 kom hulle bymekaar en Ezra bou vir hom 'n verhoog. Nou wil julle hoekom kerke lyk soos dit lyk. Hulle bou vir hom 'n houtverhoogie. Meeste kerke het verhoogies, ons het nie. Jy sien die deur is 'n bietjie hoër as die vloer. Daar's veronderstel om 'n verhoogie te wees, maar daar's belangriker dinge om te doen met geld. So, maar imagine nou hier's 'n houtverhoogie. Dis nou wat hier in hoofstuk 8 staan en ons het 'n houtverhoogie vir ons gebou en ek staan 'n bietjie op en ek's verhewe bo julle, nie omdat ek belangriker is nie, maar want wat ek nou gaan sê is belangriker, nê. En ek staan 'n bietjie op 'n verhoogie dat almal my kan sien en hoor en hy gaan nou die Bybel lees. Vir die eerste keer in honderde jare gaan hulle God se hart hoor. Hulle gaan God se woord hoor. Wat wil God van ons hê? Ons weet nie, ons het vergeet. En hy lees vir hulle God se woorde. Wat Moses vir die Israeliete gesê het. Ek lees vir julle vers 8. Hoor hierdie woorde. Hulle het uit God se wetboek voorgelees en mooi verduidelik. Jy sê 'n hele paar name. Jy kan nou maar die leierskap van Leefgemeente noem. Hier's soos 'n Jaco en hier's 'n Kaal en hier's 'n Kylie en hier's 'n Susan en weet jy's name hierso van mense wat so 'n bietjie help om dinge te laat doen en alles wat aangaan. Hier's 'n paar name hier van mense wat net help, dat almal net verstaan wat om hulle aangaan. Hulle het uit God se wetboek voorgelees en mooi begin verduidelik wat al hierdie dinge beteken. Dink aan as jy klein groepies het. Hulle het seker gemaak die mense verstaan wat gelees is. Belangrik. Die mense het toe begin huil toe hulle hoor wat in die boek staan. Dis belangrik. So hy lees en mense soos, wat beteken dit? En dan help jy gou weet Tannie Babs verstaan. Tannie Babs, wat dit sê is, ons gaan dit nou lees, dan kan julle sien of julle weet wat dit sê. En dan lees en soos, nee maar wag 'n bietjie. Hulle het seker gemaak almal verstaan. Onthou nie almal was baie geletterd nie almal was geskool gewees nie, hulle was slawe. Maar verseker was hulle nie geletterd en geskool nie. En so hulle logika was bietjie gebroke. En nou het jy van die slimstes in die samelewing wat nou die Bybel 'n bietjie oopbreek en vir almal verduidelik. En toe hulle verstaan wat daar staan, toe huil hulle oë uit. Ezra en Nehemia sê vir hulle, moenie huil nie. Hier is die Here wat met julle praat. Julle moenie huil nie. En hulle huil. Interessant vir my. 2 versies later. Nou jy weet, hier is een van die preke waar jy nie vooruit preek nie. Julle moenie die blaadjie vooruit lees nie, julle moenie julle Bybels vooruit lees nie. Hier is een van die preke nie. Bou hom saam met my, okay. 2 versies later, moenie lees wat daar staan nie. 2 versies later, in 8 vers 12. Hoor wat staan in Nehemia 8 vers 12, en dit is vir my so interessant. Die mense, 2 versies later, die mense het toe weggegaan. Hulle het goed verstaan wat vir hulle gelees is. Okay, dit het ons. Dit het hulle baie bly gemaak. Hulle het gelees, hulle het dit verstaan, hulle het gehuil. Hulle het dit gehoor, hulle het dit verstaan en hulle was bly. Dit laat my nogal 'n bietjie dink aan laasweek se boodskap wat ek so 'n bietjie vir julle gebring het, nê? Habakuk, hoofstuk 1. Nou, Here, waar is jy? Niks gebeur nie en ek huil en Habakuk huil voor die Here en Habakuk huil voor die Here. 3de hoofstuk.
Al sou die vyeboom in die boot nie, die Here is my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, hy is my vreugde, hy is my verlossing, jy! En daar's niks om oor bly te wees nie, jy! Wat gaan aan in Habakuk? Wat het gebeur tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 3 in Habakuk? Wat het gebeur tussen vers 10 en vers 12 in Nehemia? Wat is die storie van die Bybel wat huil in lag verander, wat Openbaring sê, ek vee julle trane af en gee vir julle vreugde in die ruil van trane? Wat is dit wat mense wat moet huil as hulle God se woord hoor, dan ewe skielik laat in vreugde uitbars? En as die kerk nie die soeke van daai goud het nie, as ons nie dit verstaan nie, dan het ons niks om vir die wêreld te offer wat huil nie, en moet huil nie. Ons het niks om vir hulle te offer as ons nie weet wat verander die trane van God se woorde in vreugde nie. Want God se woorde verander nie. So hoekom lag ons in plaas van huil as ons sy woorde hoor? Nou gaan vir julle vertel wat staan in vers 10, sodat julle verstaan, Leefgemeente, elke maand eet ons, elke maand kuier ons. Man, dis die lekkerste om net saam te eet. Julle ken nou my gunsteling boek in die Bybel, vir julle wat nuut is. My gunsteling boek in die Bybel is Filippense. Okay, gaan lees hom, is 'n kort boekie, is 'n wonderlike boek, net nou Kolossense, is mooi, Filippense. Okay, Kolossense, Filippense. Is die lekkerste boek om te eet. Nagmaal, eet, Paasfees, eet. Alles is net kos en is so lekker om saam te kuier. Hoor wat sê Nehemia vir hierdie mense wat uitbars in trane want hulle hoor God se woorde. Hoor wat sê Nehemia vir hulle in hoofstuk 8 vers 10. Hierdie woorde is so mooi. Gaan eet feestelike kos. Drink soet drankies. Tannies, net nie te veel nie. Okay. Dis wyn. Gaan drink 'n glasie wyn. Gaan drink 'n soet rooi wyntjie. Lekker, wat is soetwyn? Wat is 'n lekker soetwyn? Weet iemand hier het vir my 'n bottel nagmaalwyn gegee. Daai soetwyn, is nie regtig nagmaalwyn nie, dis bietjie lasterlik, maar dis baie lekker. Dis daai drink hy soet wyntjie, sê hy. Kry 'n bietjie vreugde deur wat jy eet. Kry 'n bietjie vreugde deur wat jy drink. Vat 'n bietjie van die blydskap wat God op hierdie aarde tot jou beskikking gebring het, die min wat daar is, en ervaar net die goedheid van God se hand. En dan sê hy dit so mooi. Deel ook uit aan hulle vir wie niks voorberei is nie. Nou soos al by Handelinge, nê. Hulle het saam in mekaar se huis gekuier en alles wat hulle gehad het met ander mense gedeel. Maar verstaan julle, die Bybel is 'n vol sirkel. Eet en geniet mekaar se teenwoordigheid. Vind krag uit jou vriende uit. Kuier saam, in hierdie lewe is swaar. En as jy nie kuier nie, as jy dit alleen doen, gaan jy altyd suffer. Hy sê julle huil want julle hoor God se woorde en daar's rede om te huil. So hier's wat jy doen. Kuier. Kuier met ander mense wat sy woorde lees. Drink iets, eet iets en onthou dit, as julle so lekker saam kuier. Wie is nog nie hier nie? Wie eet nie saam nie? Met wie kan jy iets uitdeel? Deel ook, want daar's ook vreugde lê in hierdie resep, nê. Deel ook uit aan hulle wat niks het nie. Dis die hart van wat Johan Karel in die begin met ons gedeel het, nê. Dis daai aksie om dit te probeer regkry. Want hierdie dag is heilig vir die Here. Hy wil nie hê jy moet huil nie. Hy wil hê jy moet bly wees. Maar wat hy sê, gaan jou laat huil. Wat God sê, laat mense huil. En die kerk jok baie vir mense. Maar wat God sê, laat mense huil. En wat hy wil hê, is jy moenie huil nie. Jy moet dit hoor, jy moet dit verstaan, en dan wil hy hê, jy moet nie huil nie, want jy moet verstaan wat sy hart is. Sy hart is nie dat jy huil nie. Skep sy woorde rede om te huil. Evelyn, wat sê jy? Goeie vraag. Dis ons boodskap. Jy het rede om te huil. God wil nie hê jy moet huil nie. Jy het rede om te huil. God wil nie hê jy moet huil nie. En dan hierdie mooi vers, is 'n geheefvers wat ek nog van kinderkerk af onthou, Nehemia 8 vers 10, die tweede helfte, sê hierdie woorde: Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle krag. Die 2020 vertaling sê toevlug. Die woord is fors, vesting, mure. Die vreugde van die Here is julle mure.
Die vreugde wat God bring is jou muur, dis jou toevlug, dis jou krag, dis waar jy krag kry om in jou vyande en die swaarheid van die lewe en Suid-Afrika te hanteer en die geweld wat teen jou is soos Habakuk sê en die verlies aan finansies en die verlies aan gesondheid. Jou krag lê in die vreugde wat die Here gee. Wat 'n vreugde gee hy? Maar miskien weet jy nie hoekom hulle huil nie. Miskien huil jy nie want jy weet nie wat die Here sê nie en jy dink jy's bly, maar jy weet nie eers eintlik wat die Here sê nie. En jy het dalk 'n valse vreugde. Die kerk het dalk vir jou gejok en jy dink alles is fyn, maar jy lewe werk nie lekker uit daar buite en jy verstaan nie wat is fout nie. En miskien is dit omdat as jy regtig weet wat God sê, gaan jy eintlik huil en dan moet jy verstaan hy wil nie hê jy moet huil nie en dan gaan jy sy hart soek en hy gaan laat jy ophou huil. Hy gaan jou deel maak van sy tempel waar ons nie huil nie. Ten spyte van wat aangaan. Want die vreugde van die Here, die Engelse vertaling is so mooi, the joy of the Lord is your strength. Gaan Google dit, daar's die mooiste liedjies daaroor geskryf. Kerkliedjies, mense sing dit in kerke. The joy of the Lord is my strength. Wie kan dromme speel? Hier's dromme. Wie kan basgitaar speel? Ons het 'n basgitaar. Wie kan gitaar? Kom, ons maak 'n band. Daar's sulke mooi liedjies oor daai versie. The joy of the Lord is our strength. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Is waaroor die Bybel gaan. En as jy nie dit kan verwoord vir iemand nie, kan jy nog nie meegee hoekom jy 'n Christen is. Hoekom huil jy nie? Hoekom huil jy nie? Nehemia 8 vers 17, hulle raak nou bly, hulle hou fees, hulle hou partytjie. Daai fees ontwikkel in 'n hittefees, dit wat hulle gehoor het, Moses gesê het hulle moet doen, om dankbaar te wees dat hulle uit die woestyn uitgekom het, en hulle bou hitte. Hoor 'n bietjie wat sê vers 17, want dit is skokkend tot in jou siel, as jy hoor wat in vers 17 staan. Vers 17 sê, hulle het laas in die tyd van Joshua, die ou wat Moses opgevolg het, né? Moses se opvolger wat in die beloofde land ingegaan het, wat die riviertjie oopgemaak het soos Moses, toe stap hulle in die beloofde land in, die skadubeeld van Jesus, Yeshua, beteken God red, hy is die skadubeeld van Jesus, die man wat hulle in die beloofde land ingelei het, hulle het laas so 'n fees gevier, saam met Joshua. Daar was groot vreugde onder hulle. Hoekom? Hoekom was hulle so bly? Wat het gebeur dat hulle ewe skielik so bly raak? Want Nehemia 8 vers 9 sê, die mense het verstaan wat daar staan en hulle het almal begin huil toe hulle hoor wat in die boek staan. En ek wil vir julle lees wat het hulle gehoor. En hoekom is dit belangrik? Want is amper een van die laaste goed wat Moses sê, en dis die eerste goed wat Jesus sê. Die bergpredikasie, Matteus 5, begin met hoe Moses geëindig het. Moses eindig half met Deuteronomium 28, Jesus se preek begin met Deuteronomium 28. En hoekom is dit so belangrik? Want hulle wat die Bybel geken het en skool gegaan het, sou presies geweet het waarna Jesus verwys. Hulle sou presies geweet het, Jesus begin sy preek met, julle het rede om te huil, maar ek wil nie julle moet huil nie, ek wil hê julle moet bly wees, want die koninkryk is hier. En hy begin met hierdie woorde, julle sal dit herken. Julle wat die bergpredikasie onthou, geseënd is hy, geseënd is hy, geseënd is hy. Julle sal dit herken. Hoor hoe begin Deuteronomium 28. Wees gehoorsaam aan my woord, al hierdie seëninge sal oor jou kom en by jou bly, want die Here jou God by jou is. In jou stede en in jou oop velde sal jy geseënd wees. Dink aan Habakuk 3, né? Dink aan wat Habakuk sê, selfs al sou, die vyeboom en die wingerde en die skaapkrale, dit kom ook hier uit, want hulle het hierdie goed geken, Hoor wat staan nie. Hy sê, in jou stede en in jou velde sal jy geseënd wees. Jy sal geseënd wees met kinders, jy sal geseënd wees met oeste, jy sal geseënd wees met vrugbare beeste, jy sal geseënd wees met kleinvee, jy sal geseënd word en jou mandjie sal oorloop van vrugte en knieskottels. Ek het geen idee, vol brood. O, kniebroodjies. Ja, jou skottel sal vol ding deeg wees om te knie vir brood. Okay, mooi. Jy sal geseënd wees waar jy ook al beweeg, waar jy vandaan kom, waar jy gaan. Die Here sal jou vyande oorwin wanneer hulle jou aanval. Hulle sal jou van alle rigtings aanval, maar hulle sal in 7 rigtings wegvlug.
Die Here sal jou seën in alles wat jy doen. Jou graanskure sal oorloop. Die Here sal jou seën in die land wat hy vir jou gee. Die Here sal oorvloed. Die Here sal gaan lees dit. Nou hoekom huil hulle? Dis mos nie 'n rede om te huil nie, dis 'n rede om groot fees te vier. Hier's hoekom hulle huil. As jy weier om na die Here jou God te luister en nie gehoorsaam is aan dit nie. En nie gehoorsaam is aan wat vandag vir jou gegee was nie. Sal hierdie volgende vervloekings kom. Nou sit hulle daar en ek hulle, okay. Ons was in ballingskap, ons het glad nie na God geluister nie. My voorouers het niks gedoen wat God gesê het nie. Ons het God heeltemal vergeet, ons het God verlaat. Ons het jare en jare laas gedoen wat God wou gehad het. So okay, daai eerste helfte tel nie regtig vir ons nie. Ons sien ons is in 'n woestyn. Ons sien alles is stikkend. Okay, hier is nou seker ons helfte. Vervloek is jy in jou stede. Vervloek is jy in die oop veld. Vervloek is jy en jou mandjie is leeg. Vervloek is jy sonder vrugte en knieskottels sonder brood. Vervloek is jy met min kinders en kaal landerye. Vervloek is jy met onvrugbare beeste. Vervloek is jy oral waar jy gaan. Die Here self sal hierdie vervloekings en verwarrings oor julle bring. Nie die duiwel nie, almal wat so lief is om die duiwel te bestraf vir alles wat verkeerd gaan. Die Here sal hierdie goed oor jou. Ek gaan tyd spandeer want ek wil hê julle moet verstaan hoekom hulle gehuil het, sodat jy verstaan hoe wonderlik ons boodskap is wanneer jy vir iemand sê om op te hou huil. Verstaan hoekom hulle gehuil het. Die Here sal siektes oor julle bring en julle aantas, totdat daar niemand oorbly nie. Die Here sal met tering en koors en inflammasie julle tref en met skroeiende hitte en droogte en brandkoring. Dis so lekker, kom volgende week terug. Dis so lekker om Bybel saam te lees, is dit nie? Dis so lekker. Lisel, kom sing weer vir ons 'n liedjie. Kom ons aanbid hom. Hierdie is so lekker Bybel, nê? Is julle nie wat nie is nie bly julle het gehertig gekom vandag nie. Kom ons hou aan lees. Okay. Die Here sal jou reën en sand en stof verander en dit sal uit die lug uit neersak op jou. Die Here sal maak dat jy deur jou vyande verslaan word. Hy sal jou vyande van die een kant af laat aanval, maar jy sal in 7 rigtings wegvlug. Jy sal in verbasing staan dat al die nasies oor die aarde aan jou doen. Julle lyke sal oral wees. Die Here sal jou tref met swere uit Egipte en gewasse en skurwe en siektes. Die Here sal jou tref met kranksinnigheid en blindheid en paniek. Jy sal in die helder daglik rondtas soos iemand wat blind is in die donker en onsuksesvol wees in alles wat jy probeer doen. Jy sal aanhoudend onderdruk en beroof word en niemand sal tot jou redding kom nie. Kan ons aanhou lees? En hulle staan daar en hierdie goed word vir hulle gelees. En dan word vir hulle verduidelik. Verstaan jy hoekom ons seer het? Verstaan jy hoekom hierdie goed gebeur? En hulle besef, dis hulle oupas, dis hulle paas, dis hulle, dis hulle. En die trane loop, want hulle weet hulle het van God vergeet. En hulle is kwaad, maar hulle weet dat God is kwaader. En hulle huil. Hoor hierdie verskriklike woorde. En ek wil hierdie vir julle lees, want ek wil julle moet dit hoor, ons lees nie hierdie Bybel. Geen pastoor preek hierdie goed nie, want dit maak nie kerke vol nie, maar hoor hierdie, want daar's goeie nuus, hulle het opgehou huil, onthou hulle het opgehou huil, hulle het fees gevier. Maar hoor hierso, vers 30, hier is, ek noem dit aaklig, maar julle verstaan my woorde, dis God wat hier praat, so dis nie aaklig in sin nie, maar dit klink so vreeslik, hoor hierdie woorde, jy sal aan 'n vrou verloof wees, maar 'n ander man sal by haar gaan slaap. Dit maak my naar. Jy sal 'n huis bou, maar nie self daarin woon nie. Jy sal 'n wingerd plant, maar nooit die vrugte daarvan geniet nie. Jou bees sal voor jou oë geslag word, maar sonder dat jy 'n stukkie van die vleis daarvan kry om te eet. Hoe grafies is jou God? Jy maak 'n beesie groot, hy is lekker, ons gaan hom eet, iemand slag hom en hulle eet hom voor jou in jou mond water. En dis jou stuk steak en jou vyande eet jou steak voor jou. Hoe grafies is God? Jy's verloof aan 'n vrou en iemand anders vat haar. Hoe grafies is God? Geen wonder hulle huil nie. Hier is nie net God straf jou nie. Hierdie is detail wat jou naar maak aan jou binnekant van jou maag as jy dink dis wat God doen. Nie die duiwel nie. Dis wat God doen.
Dit maak 'n mens naar. Dit maak jou huil. Jy sê nee, dit kan nie wees nie. Hier is nie reg nie. Jy sal wingerde plant, maar nooit die vrugte daarvan geniet nie. Jou bees sal voor jou oë geslag word. Jou donkie sal weggeneem word sonder dat jy ooit weer na jou toe sal terugkom. Jou skaap sal vir jou vyand gegee word sonder dat jy iets daarvan kry. Jy sal sien hoe jou seuns en jou dogters as slawe weggevoer word na 'n vreemde volk. Ballingskap. Jou oë sal moeg word wanneer jy die hele dag kyk en hulle terugkom, maar jy sal magteloos wees om selfs 'n hand teen hulle op te lig. 'n Vreemde nasie van wie jy nog nie eens gehoor het nie, sal die opbrengs van jou land opeet, waaraan jy so hard gewerk het. Jy sal ly onder aanhoudende onderdrukking en swaar kry. Jy sal kranksinnig word. Die Here sal jou kop tot jou tone bedek met ongeneeslike siektes. Die Here sal jou en die koning wat jy aangewys het in ballingskap laat ingaan. Jy sal verbaas wees hoe hulle jou uitlok en jou spot. Hierdie nasies waarheen die Here jou sal stuur. Jy sal baie plant, maar daar sal min opkom. Jy sal wingerde plant en bewerk, maar jy sal nie eers wyn daaruit kry nie. Jou seuns en jou dogters sal in die strate wees en niks kan doen nie, want hulle sal dan in gevangenskap weggevoer word. Swerms, insekte, swak liggame, al hierdie vervloeking sal agter julle kom en julle inhaal. Ja. Verbeel jou vir 'n rukkie, jy het so lank klaas van die Here gehoor, jy het so lank klaas sy Bybel oopgemaak, en as dit vir jou oopgemaak word, dan is dit wat jy hoor. Vervloek is jy, vervloek is jy, vervloek is jy, vervloek is jy. Nou, ek het 47 geword gister, en in die middel van al die vervloekings is die 47ste vers, toevallig, toe my dogtertjie sê, ek roep haar, ek sê, die mooiste vers is vers 47. Hoor wat sê vers 47? Omdat jy nie die Here jou God met vreugde en entoesiasme gedien het, vir die oorvloed en die seën wat jy wel van hom ontvang het nie, sal jy jou vyande begin dien. Dis die vers van die hart van my boodskap is, omdat jy die Here goed is vir jou, en daar nie vreugde en entoesiasme is in jou diens vir die Here nie, omdat jy om een kant skuif en soos ja, whatever, en dink dit gaan maar net altyd goed gaan, en hy sal maar net altyd, want God is liefde, en God sal, en jy hanteer hom asof hy hierdie objek is, wat jy net vryf as jy ietsie soek. Hy sê, omdat jou hart nie vol vreugde en entoesiasme was nie. Nou waarvoor moet ons opgewonde wees? Wat moet die entoesiasme in ons harte wees? Dis die vraag. Waar kom 'n Christense opwinding vandaan? Skape, beeste, landerye? Is dit ons vreugde? Is dit wat die bergpredikasie vir ons sê? Is dit wat die mense in Nehemia se tyd oor opgewonde geraak het? Het hulle skape en beeste gehad daar in die woestyn in Nehemia, julle wat die storie al gelees het? Nee, dis Habakuk. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen blare wees nie. Al is daar niks van hierdie goed wat jy sê, jy ons sal seën met skape en beeste nie. Nogtans sal ons in die Here jubel. Hoekom? Want hy maak my voete op hoë plekke. Habakuk het nie opgewonde geraak omdat hy goed by die Here gekry het nie. Iets anders het hom entoesiasties gemaak. Iets anders het gesê, kyk wat doen die Here vir my. En daai kyk wat doen die Here vir my, is nie wat die mense laat huil het nie. Dis iets wat hulle gesnap het. En toe kon hulle fees vier tot in aller ewigheid. Maar 47 is net die middel. Dit gaan aan. Dis baie hard. Die Here sal nasies stuur. Ek wil dit so graag net vir julle aanhou lees. Ek wil net hier sit en vir julle net laat almal huil. Ek wil net soos as julle nie begin huil nie, gaan ek aanhou lees. Okay, as gaan jy sit tot 12 uur. So huil nou maar. Susan gaan deel tissues uit. Ek wil hê julle moet net in julle verbeelding voel hoe voel hierdie nasie van Nehemia. Hulle huil. Hulle huil want hulle hoor goed soos die volgende. Hierdie is hard. Ek skiep 'n hele paar goed, maar hoor hierso. Die sagste man onder julle
sal geen simpatie hê met sy eie broer of sy geliefde vrou of sy kinders wat nog lewe nie. Hy sal nie vir een van hulle gee van die vleis van sy eie kinders wat hy besig is om te eet nie. Ek hoop meeste van die kinders is weg. Dit is al wat hy sal oor hê as gevolg van die lyding wat die vyand gedurende hierdie belering aan die stad sal bring. Ek weet nie of julle gehoor het nie. Hy gee nie vir sy vrou van die vleis van sy eie kind wat hy besig is om te eet nie. Die sagste en die mees sensitiefste vrou onder julle, so sag dat sy nie eers haar voet op die grond sal neersit nie, sal niks omgee vir die man wat sy liefhet, of vir haar eie seun of dogter nie. Sy sal die nageboorte en die baba waaraan sy geboorte gegee het, wegsteek, sodat sy dit in die geheim kan eet. Jy dink by jouself, sy sal niks anders hê om te eet gedurende hierdie tyd nie. As jy weier om te hoor wat ek vir jou sê, en wat in hierdie boek geskryf staan, en nie die Here eerbied nie, en ontzag het vir sy naam nie, sal die Here jou en jou kinders hierdie onbeskryflike dinge laat beleef. Openbaring sê, as jy nie wat in hierdie boek neergeskryf is eer nie, as jy een ding in hierdie boek verander, dis Openbaring taal, dis die laaste boek in die Nuwe Testament, die laaste boek in die Ou Testament, sê moenie hierdie goed verander nie. Die plan Openbaring en die plan Deuteronomium staan. Ek gaan nie vir julle aanhou lees nie, maar dit raak nie beter nie. Dit raak nie beter nie, maar ek wil van die naarste gedeeltes van julle lees, maar dis hard. En dan as jy klaar met hierdie naar hoofstuk is, wat almal laat huil, want dis skokkend. Die opskrif van die volgende hoofstuk in Deuteronomium, Moses sluit met hulle 'n nuwe verbond. Nou julle wat al Christene is wat hier sit, julle verstaan waar julle op pad is. Die Here sluit 'n nuwe verbond met hierdie mense wat nou daar sit en in bewe vir hierdie onsagwekkende God, hierdie wrede God, hierdie trane loop, hulle kan nie glo dis wat met hulle gebeur het nie. Die Here bring hulle al die pad hiernatoe om hierdie wrede goed met hulle te doen en hulle voel dit en hulle huil en Moses sê, ek gaan met iets niets doen. Ek gaan iets niets vir julle doen. Die bergpredikasie kom in. En Jesus sê, wees bly want die koninkryk van God het gekom, maar nie almal is bly nie, nê. Klink hierdie hoofstuk as jy by die huis gaan lees, gaan jy agterkom, dis die hel. As jy nie weet wat die hel is nie, gaan lees Deuteronomium 28. Jy gaan nie 'n beter vergelyking kry van die hel as dit nie. Jy is in die hel as dit is wat die Here met jou doen. As jy daai persoon is, dan is jy in die hel. En letterlik beskryf God vir ons in beeldspraak hoe dit is om aan sy verkeerde kant te staan. Wat dit is om hel toe te gaan. En hy beskryf vir die mense, daar is 'n hel, en ek word kwaad, en ek gaan sonde straf, en die loon van die sonde is die dood. Julle moenie met my speel nie, hel is 'n realiteit. En ons huil, ons almal weet ons verdien dit, ons almal huil, ons almal weet ons het God verlaat, ons huil, ons almal weet ons het ontbreek in sy heerlikheid, en ons almal huil. Maar vers 47 sê, as jy my met vreugde en entoesiasme net dien vir wat ek vir jou doen. My vraag aan jou is, wat doen die Here vir jou? Wat het hy vir jou gedoen? Waar kom jou vreugde en jou entoesiasme vir God vandaan? Al die besittings wat jy het, nou en dan as jy miskien 'n goeie job kry of ietsie gebeur, dan ewe skielik prys jy die Here. En ek is soos, wat doen jy? Lukas begin sy brief in hoofstuk 2 en hy skryf in hoofstuk 2 vers 10, engele uit die hemel. En die engele sing hierdie mooi woorde, nê. Ek het dit vir julle gesê laasweek, o, dit is so mooi. Ek bring vir julle goeie nuus, wat 'n bron van groot vreugde vir almal sal wees. Ek bring vir julle goeie nuus, julle wat huil. Dis 'n bron van vreugde vir almal wat daarin glo.
Dat ten spyte van wat om jou aangaan, en jy sien dat God is kwaad vir hierdie wêreld, en die wêreld voel die woede van God, ten spyte daarvan kan jy jou trane afvee en gaan feesvier. Hoekom? Want ek bring vir julle goeie nuus, ten spyte van hierdie slegte nuus. En nie almal hoor die goeie nuus nie almal aanvaar die goeie nuus nie almal verstaan die goeie nuus nie. Maar Nehemia sê, hulle het verstaan wat gelees is en was bly. Hulle het verstaan wat gelees is, maar nogtans was hulle bly. Hoekom? Verlossing. Redding. Sy naam beteken, ek red jou uit hierdie vloeke uit. Ek maak 'n nuwe verbond met jou. En ten spyte van jou omstandighede het jy rede om bly te wees. So hou fees. Ek gaan jou siel red. En dis nie vir almal die nuus wat hulle dink dit is nie. Dis nie die nuus wat almal wil hoor nie. En so ek duik deur om vir julle te sê, nadat Nehemia 8 hierdie woorde lees en hulle begin feesvier, raak opgewonde want hulle begin verstaan. Ons leef nog. Ons is nie doodgemaak in die woestyn nie, ons is nie doodgemaak in die ballingskap nie. Hier staan ons in 'n nuwe Jerusalem met 'n nuwe belofte. Ons is dies wat leef. Ons word nie doodgemaak nie. Hier staan ons en hulle begin partytjie hou want hulle sien die vervulling van wat kom, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem, 'n nuwe tempel. Hulle raak opgewonde in hulle hart vir iets nuuts wat op pad is. En hulle raak nie opgewonde oor die woestyn waarin hulle is en die mure wat hulle gebou het nie. Hulle sê, die vreugde van die Here gaan julle krag wees, nie die vreugde van die mure wat julle bou nie. En hulle bou 'n tempel en God is nie daar nie en van die ou manne huil en van die ander manne sit net en kyk. En hulle sê, die Here is nie in die gebou wat julle vir my bou nie. Dis in die bewuswording van die vreugde van die Here is jou krag. Sy vreugde is om jou te red van die hel wat jou loon is. En as dit jou nie opgewonde maak nie, dan gaan niks anders jou opgewonde maak nie. Geld maak nie mense bly nie. Arme mense wil geld hê, ryk mense wil net meer geld hê. Niks gaan jou bly maak as jou blydskap nie in die Here is nie. Dis wat Nehemia sê. Blydskap van die Here is jou krag. So in Nehemia 9, wat gebeur in Nehemia 9? Gaan lees dit, dis baie mooi. Die hele Ou Testament. Die hele Ou Testament, want is die laaste boek in die Ou Testament, né? Die hele Ou Testament word vir jou vertel. In Nehemia 9. Asemrowend. Die hele hoofstuk is net 'n hervertelling van die Ou Testament. En hy vertel die mense van God se krag en God se straf en wat hy doen en hoe hy opstaan vir jou en hoe sy redding die heeltyd daar is in Egipte en sy redding daar is in die boek Rigters. Rigters, hy sê die mense het geval, maar God het hulle gered. En toe wil hulle ander konings dien en toe gee God vir hulle, red hy hulle met 'n koning. En toe val die konings en toe red hy hulle met profete. En die hele Nehemia 9 is God se redding. Redes hoekom ons gelukkig is. God red ons. Ons val, dan tel hy ons op. En dan val ons, en dan tel hy ons op. Want God se vreugde is om jou te red. God is opgewonde, want hy's 'n redder. En as jy jou vreugde nie put in wat hom opgewonde maak nie, gaan jy altyd ongelukkig wees. Want God het twee kante. Vloek en redding. En dis wat sy redding raak sien, is nie meer bang vir die toekoms nie. En is nie meer bang vir die wêreld nie. En dan in Nehemia 10. In Nehemia 10, en ek wil afsluit in Openbaring. In Nehemia 10 bind die Ou Testament vas aan die Nuwe Testament. Die laaste boek in die Ou Testament word vasgebind in die laaste boek in die Nuwe Testament in Nehemia 10. En in Nehemia 10 is almal wat partytjie hou, almal wat fees vier soos er nog nooit was tot die dag van Joshua nie. Almal wat partytjie hou met hulle glo God gaan iets goeds vir die mensdom kom doen en ons red en ons hemel toe vat en hy se voorberei en hy gaan ons vat en dit gaan asemrowend wees. Vir almal wat dit glo, hulle name word neergeskryf in 'n boekrol. Gaan lees dit daar, al die name in hoofstuk 10. Die priesters, die profete, die administrateurs, die leiers, die volke, die stamme, al die name word geskryf op perkamente, op papiere. Elke naam wat hemel toe gaan, word neergeskryf op 'n dokument. Elke naam wat fees vier, omdat God hulle sal red, ten spyte van hulle sonde. Ten spyte van al die verkeerd wat hulle doen en hulle God vergeet het. Hulle is die gereddes. En hulle hou fees want hulle weet God red hulle. En hulle name word neergeskryf. En toe sê God vir Nehemia, seël dit. Seël dit
sodat niemand dit oopmaak nie. Niemand gaan hierdie dokument mag lees nie. En dis die einde van Nehemia. En jy leef in 'n tydperk waar jy wonder by jouself, God, waar is jy? Soms voel alles geseël en dit voel so asof jy nie beleef in die vreugde van die Here nie, want dit is so geseël, daai dokument is toe en niemand kan dit lees nie. En ek wil vir julle in Openbaring oopmaak, na hy met die kerke praat en sê, onthou, kerk is belangrik en God word geëer in die hemel en God sit op sy troon. Hoofstuk 1, 2, 3 oor kerke, hoofstuk 4 oor God op sy troon en dan draai ons na hoofstuk 5 toe, Nehemia se storie. En in Openbaring 5 begin die Bybel so. Johannes wat die boek skryf sê, ek het toe in die regterhand van hom, wat hoofstuk 4 oor praat, op die troon sien sit en hy het 'n boekrol vasgehou. Dit was vol geskryf aan die binne en aan die buitekant en dit was geseël deur 7 seels, deeglik verseël, net soos God vir Nehemia gesê het om te doen. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n kragtige stem uitroep, wie is waardig genoeg om die boekrol oop te maak, deur die seels te breek? Wie gaan hierdie mense van hulle vloeke red? Hierdie mense was 'n sonde hulle hel toe gaan vat. Deuteronomium 28, dit wat ons verdien van God af. God is nie wreed as hy met jou doen wat in Deuteronomium 28 staan nie, want dit is presies wat jy verdien. Maar wie gaan dies wat sê, Here, ons kies om eerder fees te vier? Wie gaan hulle red van hulle eie sondes? Wie gaan hulle laat glimlag wanneer hulle eintlik almal huil? Wie gaan hulle in blydskap verander? Wie gaan dit doen? En hoor wat staan hier. Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om hierdie boekrol oop te maak, of daarin te kyk nie. Daar's nie 'n redder nie. Gaan vra Mohammed, gaan vra Krishna, gaan vra jou bankbalans, gaan vra die beste persoon wat jy ken, gaan vra die politiek, gaan kyk waar, daar's niemand wat jou uit jou situasie gaan kan uithelp nie. Ek het toe bitterlik begin huil. Nehemia. Toe die mense hoor wat die Here sê, toe begin hulle bitterlik huil. Johannes begin toe bitterlik huil. So Here, as U nie lees vir haar instaan nie, as dit klaar praat met die hele mensdom. Ons weet wat ons verdien. Wee my, ek leef tussen ongoddelike mense en my hande is vuil. Here, dis klaar met my. En ek het bitterlik begin huil, omdat niemand gekry is wat waardig genoeg is om die boekrol oop te maak en daarin te kyk nie. Hoor vers 5, van dis Nehemia. Nehemia draai na die mense toe en Ezra draai na die mense toe wat huil en hulle sê vir hulle, hou op huil, hierdie is die Here se dag. Hou op huil, die Here gaan iets heiligs kom doen in julle midde. Hou op huil, die Here gaan opstaan as 'n sterk vors, gaan vier fees, God gaan opstaan in julle midde. Dis Nehemia. Hoor wat gebeur in Openbaring. Toe sê een van die ouderlinge egter vir my, hou op huil. Hou op kla, hou op kyk na jou omstandighede, hou op kyk na jou sonde en dink God is nie lief vir my nie, want ek is so 'n slegte mens, kyk wat doen ek. Sondag in die kerk het gesê, Here, ek sal dit nooit weer rook nie, en kyk nou, dis 'n Dinsdag, nou rook ek weer. Jy kyk nie die hele tyd na jou omstandighede en dink God hanteer jou soos die spieël jou hanteer, en hier staan dit so mooi geskryf, dit is so mooi. Niemand was gekry om dit oop te maak nie, en ek het gehuil, en die ouderling sê, hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die nakomeling van Dawid, het oorwin en kan die boekrol en sy 7 seels oopmaak. Jy! 'n vegter, 'n leeu, die koning van die oerwoud. Hy gaan my vyande verpletter, hy gaan my bankbalans grootmaak, hy gaan my siektes wegvat. 'n leeu gaan al my vyande opvreet. Ja! Hier kom die seëninge van Deuteronomium 28, vol mandjies knies, wat sy woord het ek nie kan verstaan nie, vol deegies om broodjies te bak, daar is daai woord, kniesknolle, ek weet nie wat daai woord was nie. Okay, wat ook al dit daai woord, né? Ons is so opgewonde, hier kom die leeu, hier gaan ek nou net ryk word en gesond word, en alles gaan net goed uitdraai vir my hier op aarde, ek is so excited, hier kom die leeu, en hy raak opgewonde, want daar kom 'n groot sterk leeu, en toe het ek tussen die troon
en die lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lammetjie sien staan. Soos een wat reeds geslag is. Jy moet die beeldspraak verstaan. Want jy het nie 'n ander storie om vir iemand te vertel nie. En as jy 'n ander storie vertel, dan jok jy vir hulle. Hier staan hierdie lammetjie. En hy is deur die vyand verwoes. Alles in Deuteronomium 28 het met hierdie lammetjie gebeur. Hy is opgevreet en uitgespoeg en stukkend geslaan en verwoes. Daai lammetjie is deur al die vloeke wat ons laat huil in Deuteronomium 28. Hy het nie die vyand op sy plek gesit en vir ons alles gegee nie. Hy is deur die vyand verslaan. En dit maak ons so de mekaar en ons kyk hierna en ons sê, Here, wat gaan hier aan? En 'n lammetjie soos een wat reeds geslag is. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Dit praat van perfekte leierskap in sy wese gehad en hy kon alles sien, né? En hy is oor die hele aarde uitgestuur. Dis Genesis 1 vers 1, maar maak nie saak nie. Hy het toe vorentoe getree en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe hy die boekrol vat, net toe hy raak aan hierdie ding vol van jou naam wat sê jy is 'n Christen wat wil hemel toe gaan, toe hy raak aan hierdie boekrol wat niemand aan kan vat nie, en hierdie verslaande ou skapietjie staan op en hy vat aan hierdie boekrol, toe hy daaraan vat, het die lewende wesens en die ouderlinge in aanbidding voor die lam neergeval. Wat sê vers 47, my verjaarsdagvers? Vreugde en entoesiasme dien hom. Met vreugde en entoesiasme dien hom. En hulle sien hierdie lammetjie van hierdie boekrol vol name van geredde mense. En hulle val voor hierdie verslaande lammetjie neer en hulle aanbid hom. En Johannes kyk hier en hy sê, wat gaan hier aan? Hoekom aanbid hulle 'n lam wat verslaan is? Iets wat dood en stikkend gemaak is en vol bloed is. Hoekom aanbid hulle met soveel passie en entoesiasme en vreugde hierdie stikkende ou lammetjie? Elkeen het 'n sieter en 'n goue bak vol wierook vasgehou. Dit is die gebede van die gelowiges. Dis die mense soos Habakuk. Dis mense wat huil. Dis mense wat swaar kry. Dis mense wat stikkend geslaan word. Dis mense wat kla voor die Here. En dis bakke vol gebed van gelowige mense. En al daai name wat binne opgeskryf is. Toe sing hierdie wesens 'n nuwe lied, 'n nuwe verbond. Moses, 'n nuwe verbond gee ek julle. Hulle sing toe 'n nuwe lied. U is waardig, lammetjie, is waardig genoeg om die boekrol te neem, die seels te breek, omdat u geslag is en met u bloed, met Deuteronomium 28, met u bloed mense vir God vrygekoop het. Uit elke geslag en elke taal en elke volk en elke nasie. U het hulle vir ons soos konings en priesters gemaak. Toe het ek gekyk, nog baie de mekaar, en ek het stemme gehoor van baie engele wat rondom die troon staan, as ook lewende wesens en ouderlinge. Hulle getal was duisende. Man, eintlik was hulle getal miljoene der miljoene. Hulle het in 'n magtige koor toe saam begin sing. Wat sê vers 47? Met passie en entoesiasme dien hom vir wat hy vir jou gedoen het. Met passie en entoesiasme dien hom vir wat hy vir jou gedoen het, staan in die middel van al hierdie vloeke. En raai wat gebeur in die hemel? Met passie en entoesiasme en groot vreugde dien alles wat weet wie die lammetjie is, die lammetjie. Hy het tog eers die boek oopgemaak nie, nê? Hy raak nog net aan die boek, dan aanbid hulle hom al. En hulle het neergeval en gesing. Die lam wat geslag is waardig genoeg om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lofprysing en alles wat jy dink jy kan gee, gaan na hom toe. Alles wat in my is, aanbid ek U mee. Want U is waardig om alles te ontvang, al hierdie seëninge gaan ek in elk geval net vir U teruggee. My vreugde kom nie uit wat ek kry nie, want wat ek kry, gee ek in elk geval net terug vir jou. Jy is waardig om alles te ontvang wat ek het. En dan, derdens, die hele skepping. So jy het lewende wesens, jy het engele, my gunsteling liedjie, saam met engele wil ek ook nou iets bring. Dit kom uit Openbaring 5 uit. Die hele skepping, die hemele, die aarde,
onder die aarde, die see, alles wat bestaan, alles wat gemaak is. Ek het alles wat gemaak is in Genesis hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe lofprysing en eerbieding en heerlikheid en krag vir altyd en altyd. En toe sê die hemelwesens, amen, en die ouderlinge het neergeval en hom weer begin aanbid. Ek bring vir julle 'n boodskap, en dis waaroor die hele Bybel gaan. Alles is sekondêr na dit. Wat maak jou huil, wat maak jou lag? Want hulle het die Bybel verstaan en hulle het begin huil. En toe sê hulle, hou op huil, die Here wil iets doen. En toe hulle verstaan wat hy wil doen, toe begin hulle lag en feesvier. En hulle kuier saam, hulle eet saam, hulle nooi mense saam. En hulle was bly. Wat is jou storie? Wat is jou vreugde? As jy met mense daar buite praat, as jy maar net soos, ja, hier is Suid-Afrika, ja, die politiek, ja. Is jou storie soos hulle storie? Is dit 'n klag, altyd, heeltyd? Of gaan jy na jou binnekamer toe met jou klagtes? Maar jy het 'n rede om fees te vier. Sê, pastoor, ek het nie regtig 'n rede om fees te vier nie, ek het nie geld nie, ek is siek, niks werk vir my uit nie. Ek sê, jy verstaan nog nie. Jy verstaan nog nie wat jy gelees het nie. Hy het op die kruis kom sterf vir jou, sodat jy kan hemel toe gaan. Hy het vir jou sondes betaal. Ja, al voel jy dit in 'n sonde wat dit veroorsaak, of al is dit net die sonde van die wêreld wat dit aan jou familie veroorsaak. Dit maak nie saak hoekom jy gaan deur wat jy gaan nie. Die punt is net, daar's 'n einde aan swaar kry. Hy gaan jou hemel toe vat. En as dit jou nie opgewonde maak nie, dan gaan niks onder die son jou opgewonde maak nie, ek beloof jou dit. Niks wat jy dink jy wil hê, gaan jou opgewonde maak nie. Want die Here het gekom vir jou gesterf, sodat hy jou hemel toe kan vat. En wat hier onder gebeur, gaan jy elke net van teruggee. So ek motiveer julle, raak opgewonde, want daar is 'n nuwe verbond. Jy hoef nie hel toe te gaan as gevolg van jou sondes nie. Jy hoef nie. Ons verdien dit, en baie mense gaan. Maar jy hoef nie. Dis rede om saam met iemand te kuier. Dis rede om saam met iemand kos te eet. Dis rede om 'n glasie wyn te drink. Ons kan hemel toe gaan. Moenie daai storie vir jou oud word nie, hoor. Moenie daai storie vir jou 'n ou storie word nie. Dis die storie van die hele Bybel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons by mekaar kom, en ek wat maar net my ou gunsteling boodskap wil deel, wil vir U dankie sê dat die hele boodskap 'n storie is van dit wat ons verdien. Ons verdienste as gevolg van ons sonde, en hoe kwaad U is vir die sonde van hierdie wêreld. Maar dan sê hy vir ons, hou op huil, ek is heilig, ek gaan iets kom doen. En dan verander ons trane in blydskap. Dankie. Met vreugde, met my mure, met my krag wil ek vir U dankie sê, want my krag en my vreugde lê in die redding van Jesus Christus op die kruis. Dankie dat dit my krag is en my behoud is, maak nie saak wat se storms om my staan nie. Ek is 'n geredde van die Here. En hy ken my naam, en hy maak hy boek oop, en hy lees my naam, en hy noem my sy eie. Daar is niks wat my meer opgewonde kan maak as dit nie. Vat alles onder die son. Gee my net Jesus. Dankie dat ek U het. Ek is so lief vir U. Mag ons as leefgemeente nooit ons fokus afval van waar ons krag lê nie. Want ons krag lê in die vreugde wat die Here bring. Mag leefgemeente altyd en oral waar ons gaan getuig van ons enkelvoudige storie oor ons enkele God. Hy's lief vir jou.
Hy het jou kom red, sodat jy met hom kan wees. Gun ons daai voorreg, Here. Maak dit ons nuwe lied wat ons ook sing. Hy is waardig om aanbid te word, want hy het ons kom red. Hy is waardig om aanbid te word, want hy het ons siele kom terugkoop. En hy het 'n vloek geword vir ons. Aanbid hom, met entoesiasme en vreugde. Want die vreugde van die Here is jou krag. Dankie daarvoor, Vader. Ons is so lief vir U en ons prys U. Mag ons iemand ontmoet in hierdie week, of aan iemand dink in hierdie week, of ergens net vir iemand bid in hierdie week, waar ons hierdie hart kan deel met die mense om ons. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. En amen. Jy moenie neerslagtig wees nie. Die vreugde van die Here is julle krag. Gaan geniet julle week. Totsiens.